Kyk, so, ek wil vanmôre begin om vir julle te sê dat die 21ste, daai Sondag wat ons op Somersetkoos was, my moeder en my sussie, was geseën. Dan moet ek dit nou self sê. Tot geen om dit nie. Maar dit was geseën. En dit gaan nie daar bly nie. Kyk, ons gaan nog baie heen en weer kuier, Somersetkoos en baie. En Trompie, almal is welkom, né? Nie net pastore nie en seker is nie, almal is welkom. Nou, my broer en my sussie, die Here nou so 'n paar weke terug en die Here op my hart gelê, die boodskap wat ek gelos het in Somersetkoos. Maar daai boodskap is nie net vir Somersetkoos nie, maar ek gaan hom nie bring vanmôre nie. Daai boodskap is vir een en elke kerk in Suid-Afrika wat God wil dien in gees en waarheid. Ek sit gisterand, scroll net so 'n bietjie op YouTube. En daai een persoon sê, daar's 3 kerke. Daar's 3 kerke wat die Here van hou. Net 3. 3 tipes wat die Here van hou. Die eerste ene, om hom te dien in gees en in waarheid. Die tweede ene is, waar die gees van God vryheid het, waar hy kan beweeg, waar hy nie in 'n blik gedruk word. Of sodra die gees begin beweeg, word hy gestop en gesê, wow, wag, hier is nie van die Here af nie. En die derde ene is, praise and worship. So as jy al 3 dae goed by mekaar sit in een gemeente, wat kry jy? 'n gemeente wat die Here dien in alles. Die ander kerke is besig om die mense in die wêreld in te stuur. Die ander kerke is besig met prosperity. Die ander kerke is besig om die mense eintlik na die hel toe te stuur, in plaas van na God toe te stuur. Want as jy begin preek oor prosperity, waaroor gaan dit? Dit gaan oor geld. En die woord sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Hallo. Maar dan kry jy mos die prosperity kerke. Die Here het so 'n paar weke terug hierdie boodskap op my hart gelê, dat ek met pastoor Maritjie gedeel het. Die nuwe jaar is 'n jaar om die oes in te samel. Hierdie jaar is 'n jaar om die oes in te samel. Nou ek begin met Matteus 28:19. Weereens, gaan heen, gemaak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om my insettinge te onderhou. Doen ons dit? Ek het 3 teksversies wat ek vanmôre gou wil uithaal, wat ek gedeel het op Somersetkoos. Jeremia 30. Jeremia 30. Vers 17, 18 en 19. En ek lees dit vir julle. God is aan die woord. Hy sê, want ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here. Omdat hulle jou noem die verjaagde. Dit is Sion, sê hulle. Niemand vra na haar nie. Vers 18, so sê die Here, kyk, ek verander die lot van die tente van Jakob en sal my oor sy woning ontferm en die stad sal op sy puinhoop herbou word en die paleis sal op sy regte plek staan. Vers 19, en uit hulle sal dankseggings uitgaan en 'n stem van spelers. En ek sal hulle vermenigvuldig en hulle sal nie verminder nie.
en ek sal hulle verheerlik en hulle sal nie gerind word nie. Halleluja. God is hier aan die woord. Hy sê, ek sal hulle vermenigvuldig. Nou my broeder en sussie, vir 2 jaar lang sit ons in hierdie gemeente. Mense het geloop. Wie het ingekom? Wie het ingekom? Behalwe ons wat vanmôre hier is. Ja, wie kinders wil nie altyd kerk toe kom nie. Ja, wie kinders is altyd lus om kerk toe te kom nie. Maar dit is ons as ouers se plig om vir hulle te sê, kom aan, jy is die priester van jou huis. Jy is die vader van jou huis. Jy staan die gitaar in daai huis. My house, my rules. If you don't like it, there's a door. That's it. Klaar, nie van die brein. Dit is wat ons veronderstel is om te doen, want God het ons priesters gemaak van ons huiswerk. Maar ons as vaders, en ek gaan dit sommer sê ook, ons het rampsakkig geword. Die kinders wil vertel die ouers wat om te doen, nie meer die ouers vir die kinders nie. Julle? Is ek reg? Want hoekom? Want ons is so bang vir die kinders deesdae. Net hoe vat hy sy goed en hy gaan met hy sê, waar toe gaan ek? Ek gaan my dood oor die kinders. Reg? Sodra daai kind begin werk en hy's oud genoeg om sy eie besluite te maak. My broer en my sussie, is daai besluite genoeg om hom besig te hou buitekant. Maar ons as ouers, ons as vaders, ons as priesters van jou huis, sit jou voet neer. Dit het tyd geword dat jy 'n ruggraat kry. Dit het tyd geword dat kinders van God 'n ruggraat kry, want ons is te lampsakkig. Jellyfish. Jellyfish mos nie ruggraat nie. 2026 vir hierdie gemeente is 'n jubilee jaar. Weet jy wat 'n jubilee? Daar het ek het gesê. Vers 19. En ek gaan dit weer lees. So moet ek kan kry. Daar's hy. En uit hulle sal dankseggings uitgaan en 'n stem van spelers. En ek sal hulle vermenigvuldig en hulle sal nie verminder nie. En ek sal hulle verheerlik en hulle sal nie gering word nie. Wow. Die is 'n belofte wat God vir hierdie gemeente gee. Vir nuwe beginbedieninge. Ons het verlede jaar, daarvoor verlede jaar nog, het ons pamflette gemaak om die gemeente te adverteer. Elke keer besluit ons nie, ons gaan Saterdag, dan gebeur daar iets. Volgende Saterdag, nee, dan raak het stil. En dan kom het weer op, dan word weer genoem, nee, ons gaan dit vir 2 jaar lang. Vir 2 jaar lang het ons gesukkel om dit te doen. En weet julle wat? Ek gaan weer pamflette maak hierdie jaar. Nou vroeg in Januarie maand. En ons gaan 'n punt daarvan maak om daai pamflette af te gee. I don't care when. Al doen ons dit in die aand. Want dit het tyd geword dat hierdie kerk geadverteer word. Ek gaan 'n banner laat maak wat ons hier voor kan hang. Dat hierdie kerk geadverteer word. As mense nou byryk en sê, "Wow, hier sien die kerk." En jy gaan nie van iets weet as dit nie geadverteer word nie. Facebook, Twitter, Instagram, whatever. Dis nie my afdeling daai, maar Elia. Ek weet nie wat daar gaan ek blokkie weet. Maar daar's mense wat dit kan doen. En sodra ons begin adverteer hierdie gemeente, en sodra ons begin om skapies te gaan haal aan buitekant. Hallo, pastore maak nie skape nie. Skape maak skape. Skape maak skape. Wie was die heel eerste evangelis in die Bybel gewees? Kom. Wie was die heel eerste evangelis? Maria. Sy is die heel eerste evangelis wat in die Bybel was, wat gehardloop het toe sy by die leer graf kom. Het sy gehardloop en sy die evangelie verkondig. Jesus het opgestaan, hy is nie meer daar nie. Jy hoef nie 'n groot prediker te wees om 'n skaapie te gaan haal nie. Ek het 'n paar sondae terug gesê, weet jy wat, al sê nie vir hy persoon, weet jy wat die Here sê vir jou?
En jy draai mee loop. Jy hoef nie vir hom te preek nie. Maar weet jy wat met ons mense? Ons kan vinnig geselsie aankloop met 'n verkoopsdame of met 'n verkoopsman. Baie maklik. Maar as dit kom by die werke van God, dan raak ons skaam. En weet julle hoekom raak die mens skaam? Want hy ken nie sy Bybel nie. Kom aan. Dis hoekom mense skaam raak om nie die evangelie van God te gaan verkondig nie, want hulle ken nie die woord van God nie. Want ek is so bang net te vra jy oor iets wat ek nie weet nie, wat dan? Maar sê hoor, ek moet wat gaan met jy. Ek het my Bybel by my. Almal het ons fone. En wie het die Bybel op sy foon nie? Almal het dit. So maklik is dit. Nee, maar ons is bang. Ons is bang. Paulus sê ek skaam my nie oor die evangelie van God nie, want dit is so sterk en tot krag. My broer en my sussie, ons is daar. Okay, kom ek stel dit so. Wanneer laas het iemand hier voor gestaan met 'n getuie? Kom aan. Elke liewe dag, elke liewe week, elke maand is die Here besig om iets in jou lewe te doen. Die woord sê, een kom met 'n lied, een kom met 'n getuie. En daardeur, en een kom met 'n woord en daardeur word elkeen gestig. Want jy kan vanmôre hier sit en die Here het jou uit 'n probleem uitgehaal. Jy kom staan hier voor en jy deel daai probleem met ander mense. Wie weet, maar sit 'n ou wat presies dieselfde probleem het. Deur jou getuie word hy verlos, maar ons doen dit nie. Ons doen nie wat die woord van ons sê om te doen nie. Dan ek staan skuldig. Ek staan skuldig vanmôre. En ek gesê hierdie is 'n nuwe jaar. En dan gaan elke liewe Sondag gaan ek vir iemand vra wat hy getuie het. Want dit is wat ons moet doen. Kom om mense te kom stig, nie om mense te oordeel nie. Ek sien John te kortbroek aan. So wat? As ek stukke fris bene gaan, ek 'n kortbroek gedra, maar ek kan nie. Ek het gewaag by die swembad om 'n kortbroek aan te trek. So ja, ek het dan van jaar af gekom. As ek 'n Marie se jag aan mekaar staan, ek moet fiks. Hè, ek kan kies wat jy wil hê. Hè? Maar ja, trompie op nog ja. Wil ek begin van trompie op. Maar in elk geval, my broer en sussie, Lukas 10 vers 2. Lukas 10 vers 2. Lukas 10 vers 2. Hy sê dit vir hulle. Luister mooi. Die oes is wel groot. So dink daaraan. Hoe groot is die oes daar buitekant? Hoeveel mense sit daar buitekant wat seer gekry het in hulle kerk? Ek sal nie weer kerk toe gaan nie, want daai kerk is. Ek sal nie weer kerk toe gaan nie met daai mense. Ek sal nie weer kerk toe gaan met daai pastoor. Hy praat net oor geld. Mense het seer gekry in die kerk. En dit is ons werk om aan mense terug te bring in die kerk. Om hulle te mooi te vertel. Hoorie man, weet jy wat net? Kom proe, kom drink die water. Soos ek gesê het van die begin af. En as jy nie daarvan hou nie, dan kom jy na my toe. Of pastoor Marietjie en dan sê jy maar, hoekom hou jy nie van die water nie? Why don't you love the water? En ons sal probeer om my water 'n bietjie soeter te maak of 'n bietjie bitterder, as dit te soet is. Maar dit is ons werk om dit te doen. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan dat die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes uitstuur. So ek het eendag my woning gesê, as elke persoon in hierdie kerk, net een persoon nooi, elke Sondag, I can give you a letter, ek sal vir jou skryf, ek sal vir jou stamp op. Februarie maand, einde Februarie maand, begin maart, gaan ons 2 dienste hou in hierdie gemeente. Oggend en aand, dat gaan te klein raak. Maar doen ons dit? Nee. Ja, maar pastoor, ek het so baie mense genooi en gaan skep hom aan sy flipper woorde daar uit, man. Hè? Gaan sê vir hom, hallo, weet jy wat, ek het al genoeg met jou gepraat. Ek het al genoeg
nou 'n bietjie woord by daad? Wanneer doen jy 'n bietjie wat jy beloof het? Want ek weet vir 'n feit, jy nooi iemand kerk toe, hy ou gaan jou net bly maak as jy, ek sien jou Sondag. Yes. Sondag kom, Sondag gaan. Wat's up? Oh, nee, yesterday iets het voorgeval. En so gaan dit aan, en so gaan dit aan, en so gaan dit aan. Soos pastoor Marie gesê het, jy gaan nie daai ou in die kerk kry nie, want hy voel in sy hart, hy wil eers regmaak voor hy kerk toe kom. Dis hier waar jy regmaak. Dis hier waar jou lewe verander, nie in die wêreld nie. Dis hier onder God se dak. En hy sê moenie die ouderlinge se verenigings verontagsaam nie. Want dis hier waar die dinge gebeur. Dis hoe ek sê met die mense sê, getuie. Jy gaan uit met 'n getuie. Maar jy het gehardloop met 'n getuie. Dis toe mense tot inkeer gekom het. Maar wat doen ons? Nee, ons ons los dit maar. Dit is pastoor se werk. Handelinge 2 vers 47. Luister hierso. Luister baie mooi. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, het die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dink vanoggend op gisterand toe sê ek vir nou. So weet jy wat? Hierdie samekoms, woensdag aan is 'n bidure want ons sit in warra en ons behandel die vorige week se woord, dis uit. Dis klaar. A church that pray together stays together. Amen. En as jy dit nie kan bywoon nie, ek gaan vir jou 'n blaadjie gee met al die gebedsversoeke. En jy doen dit op 'n woensdag aand by jou huis. As jy nie kan bywoon op 'n woensdag aand nie, maak nie saak waar dit gaan wees nie. Ek gaan jou 'n blaadjie gee. En daar gaan gebedsversoeke op my blaai wees en ons almal gaan elke woensdag gaan bid. Hoekom? Want ek soek guns by God vir hierdie gemeente. Kom aan. Ek soek guns by God vir hierdie gemeente. Ek wil hê God moet byvoeg, hulle wat al reeds gered is. En hoeveel mense is daar buite wat al reeds gered is, wat nie inkom nie. En wie se skuld sit nou vandag? Is ons skuld. Ons het iets gesê of iets gedoen wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Onthou, mense is baie fyngevoelig. Baie fyngevoelig. Kun jy die skoene is fyn? Vang die man stryk en dan loop hy, dan gaan jy na die kerk toe. Hy pastoor sê ek is fyn. Dis wat mense doen. Hulle is fyngevoelig. Weet pastoor Steve het altyd gesê, kry 'n dik vel, doetie. Want om Christen te wees is nie maklik nie. Kry 'n dik vel, dat die water van jou rug afrol. That's it. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. 365 dae jaar. Nou imagine, as jy elke dag iemand bysit, einde Desember maand, het ons 365 mense in hierdie saal toe. Ek gaan te klein wees. 2 jaar, 600 mense, 700 mense, 900 mense, 1000 mense. Dit is as ons guns vind in God se woord. Daar is die een Sondag wat ek van weet, en julle kan my nie uittel, dat ons iets gepraat het of iets gesê het wat nie tot stigting is nie, wat nie in God se woord is nie. Kom aan, begryp? Party het ons tone getrap wat nodig is. Die woord wat God vir ons gee met boete mense sê, sy ons het ons dinge uit nie. Glad nie. Dinge is besig om te gebeur. En dit hang van ons af as gemeente of ons dit wil hê en of ons dit nie wil hê nie. Soos ek sê, hierdie jaar is jaar van Jubilee. En maak 'n bietjie julle oop oop. Ons staan in die laaste sekondes. Daar is nie eens meer minute nie. Laaste sekondes. Ek het nou luister gisterand op YouTube. Maar ou wat dood is vir 5 minute, maar hy het 5 minute gepraat oor dit, so ja. So sy kan nie glo die ou is dood vir 5 minute, maar hy praat so lank nie. Maar dis hoe dit werk, hè?
ou wat gepraat en hy sê, die Here het hom kom haal. En die Here het hom dinge gewys wat gaan gebeur van gisteraand af. Nou ek wil 'n bietjie gaan kyk, dit wat hy gesê het, vanmiddag wil ek 'n bietjie gaan kyk en kyk of dit wel gebeur het. Want jy kry mos jou valse profete daar buitekant. Die Here sê so, en die Here sê so, en die dinge die Here het nooit gesê nie. So ek wil 'n bietjie gaan krap en gaan net so 'n bietjie navorsing doen. En as dit so is, dan moet jy net sê, dan is dit so. Want ons tyd loop uit. Ons het genoeg, is genoeg. Genoeg het ons kerk gespeel. As mense wat hier so sit vanmôre wat woord het, hierdie is dit net myne nie. Hierdie is net pastoor Maritjie se ding. Dis ons sinne. Ek weet van baie pastore wat hier voor gestaan het en jy weet dit is my preekstoeltjie. Jy sal nie hier voor kom staan nie. Hallo. Nou my vraag is vanmôre. Die 12 disippels. Watse ondervinding het hulle gehad? Behalwe dat hulle 3,5 jaar saam met die Here geloop het en dat hulle saam met hom geleer het. Kom aan. Hulle het iets fancy papiere gehad wat ons vandag het. Ek is 'n geordeinde pastoor, nie soos my sertifikaatjie nie. Dan staan jy in elk geval hier voor en jy praat om twak. Jy kom staan hier voor my moet met sissie. Geesvervul. Ore is oop. Jy luister wanneer God met jou praat. Jy sit dit neer op skrif. Wat hy vir jou sê om te doen. Wat hy vir jou sê. Wat om te sê, wat om te praat. Staan nie net voor vir Love and Charity nie. En weet julle wat? Nou gaan ek julle eerlik wees vandag. Ek is moeg om vir 'n baas te werk. Kom aan. Ek is moeg om vir 'n baas te werk. Want ek weet dat ek weet God het my geroep vir 'n voltydse bediening. Maar ek kan nie voltyds in die gemeente gaan nie as ek 10 mense in die kerk het nie. Ja, pastoor, wat as jy op die Here vertrou? Nee, ek vertrou die Here, maar vertrou die mense die Here. Dis die probleem. Ek vertrou God, yes. Ek vertrou God vir my finansies. Maar vertrou die gemeentelede God vir hulle finansies. Ek gaan nie gepraat oor geld. Ek weet God het my geroep vir die bediening. Maar soos ek sê, ek wil nie eers gemeente moet vandag hier uitstap en gaan dink 'n bietjie mooi oor dit wat ons gesê het vanmôre. Veral Jeremia 30 vers 17, 18 en 19. Want dit is wat God vir hierdie gemeente, nie vir net hierdie gemeente nie, dis wat God vir nuwe begin bedieninge wil hê. Hy wil byvoeg. Maar hoe kan hy byvoeg as ons nie doen wat die woord van God vir ons sê om te doen? Ons het begin bid. Woensdae aande, weet jy, Marie, julle was aan een aan die gewees. Kan onthou? Ons is 'n paar mense gewees. Ons daai vormpie gevat en ons begin bid. En dit het so doodgeloop. Hoekom? Ek gaan jou sê hoekom. Het weer gegaan oor geld. Ja, maar ons kan nou nie elke woensdag aan die kerk kry nie, want dit is hier te kort en dit is daar te lank en stop ons dit. So ek wel, staan ek maar terug. Daarom sê ek, ons het nie hier saam nodig op woensdag nie. Jy vat jou papiertjie en jy gaan doen by jou huis. En as jy gecommitted is, my moet die mense sê, sal jy doen. En as jy saam met jou boeties en susters wil kuier, daai woensdag aan, by all means you can do that. Maar bid van ons bid. En ons aan die Here vertrou hierdie jaar, dat hy byvoeg in hierdie gemeente.
En dan gaan hulle net julle los. Die oes is ryk, maar die arbeiders is min. Gaan heen. So ek vra julle vanmôre, gaan heen, gaan dink hierdie 3 dae. Tot Sondagoggend 9:00 toe. Want ons gaan nie diens hê Sondag nie. Pastoor Marie gaan skryf dat 'n arm lam raak. Ons het getik dat arm vingers seer word. Maar dit het tyd geword dat ons julle betrek in dit wat God se missie en sy visie vir hierdie gemeente is. Dit gaan nie net oor die pastore nie, nee. Ons almal het deel in hierdie kerk. Ons almal is deel van hierdie gemeente. Ek het verlede die 21ste staan ek en ons is besig om te praise and worship. Wow. Ouder gaan sê, wow. Wow. Nou is hoeveel kleerlinge in die kerk? 3. 3 kleerlinge in die gemeente. Ok, sy sê 4. O ja, saam met die dogter, 4. Ek het op 'n oomblik, het ek stil gestaan en geluister. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre. Wow. Wat ek kan sê, wow. Dit was regtig wow. Daai stemme. My goeie mense sê, hierdie is nie net 'n vir kerkie. Hè? Daar gaan nie net wit mense in die hemel wees nie. Nee. Hy praat van nasies, volke, tale. Weet jy nou wat jy wit as jy gaan almal in die hemel wees nie? Ek kan jou brief gee, daai ou wat so 'n bietjie breiner as jy is, hy gaan voor jou daar wees. Want ek het al 'n paar keer in my lewe, het ek al gedien op 'n Klerenkerk en my moeder en my sussie, kyk net, as jy daar instap, dan val die vuur. As jy uitstap, val die vuur nog steeds. Jy sit by jou huis en val die vuur nog steeds. Want ons, wit mense, ons is ons te gemaklik. Staan daar agter. Halleluja, Hosanna. Wat sê Openbaring vir ons? Hoe klink dit in die hemel? Donderslag, soos die mense om worship en prys. Come on. Ons moet begin met goeie mense sê, en as ek nie mis het, pastoor Dorina so 'n paar maande terug het sy gepraat van prys en worship. Hierso. Dit gebeur hier, dit gebeur nie. Dit gebeur hier. En as ons gaan begin om God te loof en prys op die regte manier, elke Sondag, gaan ons nie nodig om te preek. Want dan gaan die vuur van God val in hierdie gemeente. I'm telling you. Ons moet op daai punt kom, wat ons 'n besluit gaan maak. En ons gaan vandag daai besluit maak. Wil ek die Here dien in die gees en die waarheid, of wil ek maar net aankarring, soos ek die afgelope paar jaar aangekarring het? En ek los het by julle met die mense sê. Ek los het by julle. Elke Sondag as ek opstaan, want ek 'n opgewondenheid in my hart. Want ek weet, vandag is die dag. Vandag is die dag. Elke môre van my lewe staan ek op met 'n lied in my hart. Elke oggend. En daai ding bly in my kop. Ja, ek laat liedjie sing oor. Hoekom gebeur dit? Want ek wil nader. En ek wil nader aan sy troon. Nee? Dis ek. Daarom sê ek. Tyd loop uit. Tyd is verby. En tyd geword ons 'n keuse gaan maak. Geloof sonder werke is dood. Amen. Staan op. Gaan uit. Bring hulle uit. Amen. Amen. Asai. Hier is wakker. Hulle toe seker nog wakker word. Ek weet almal het laat slaap vanaand, maar dit is gewag in die jaar.
So ja, prys die Here. Jy moet 'n mens sê, ons aan die tafel toe. Amen. Dus ek sê die keuse is joune vanmôre. As jy iets teen iemand het, sê die woord, sit eers, maak eers reg, voor jy op die tafel kom sit. Maak eers reg. En ons almal weet waaroor dit gaan. Ek gaan nie verduidelik nie. Want as jy nou nog nie weet nie, kom sien my na kerk asseblief. As jy nou nog nie weet waaroor die tafel gaan nie, my broer en my sussie, en dan moet die hele kerk hier kom hande oplet. Een persoon gaan nie werk nie. Dit gaan oor hom, nie oor ons nie. En vanmôre sit ons hier